In hierdie wêreld is daar niemand wat nie verhewe wil wees nie. Selfs in die verhoudings tussen vriende en kennisse of wanneer gesels of met ander werk. Hou niemand daarvan om op neergesien te word nie. Mense verkies om gewaardeer te word. Om hierdie rede is verhoudings met mense soms uitdagend en stresvol. Dit is ook die moeilikste deel om die evangelie werk te doen. Dit is goed om aan mekaar toe te gee en bedagsaam te wees, maar wanneer mense daarop aandring en sê, dit is korrek of nee, dit is korrek, kan konflikte voorkom en gevoelens kan onbedoeld seer gemaak word. God sê dat liefde die grootste is. Liefde dink aan ander voor homself. Die hart wat aan ander se pyn dink eerder as sy eie is die hart van God. Dit is moeilik om soos God se hart te lyk, maar u moet deur liefde getransformeer word om die koninkryk van die hemel in te gaan. Daarom laat ons liefde word. Daarom verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle op die regte tyd kan verhoog. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word. U het 'n nederige hart nodig om te erken dat wat anders sê reg is. As u nie nederig is nie, sal u op eie pad na die einde aandring, wat as hardkoppigheid gesien kan word. Wanneer u broers en susters met nederigheid behandel, sal u op die ou en verhef word volgens die woorde, God sal julle op die regte tyd verhoog. Aangesien God wil hê dat u verhoog moet word en daarin slaag om die koninkryk van die hemel in te gaan, het hy vir u baie leringe oor nederigheid gegee. Die lede in Sion is die geestelike broers en susters. Dit is nie 'n meerderwaardige ondergeskikte verhouding nie, maar 'n verhouding tussen ouer en jonger broers en susters, dit wil sê familie. As daar iets is wat hulle nie weet nie, leer u hulle. As daar iets lekker is, deel u dit met hulle en u gee om of hulle koud of warm voel. Dit is wat familie doen. Sion moet 'n warm en gemaklike plek wees waar die liefde van familie altyd gevoel word. U broers en susters is uiters kosbare siele wat God gered het deur sy eie lewe op te offer. Bovenal, die vreugdevolle verwelkoming en hartlike behandeling van die lidmate, wat Vader so diep koester, behaag hom. Hulle het heerlikheid in die hemel geniet, maar hulle het na hierdie aarde toe gekom en leef nou 'n moeilike lewe. Wanneer u moeg van werk by die kerk kom en 'n liefdevolle lidmaat wat soos God lyk, u met vreugde verwelkom, lig dit die gees op en gee u energie. Al lyk dit nie na veel nie, om mense aangenaam te groet gee hulle krag en bring vreugde ook vir die een wat groet. Hulle geloof word sterker en 'n liefdevolle hart om selfs een siel te red ontstaan. Net soos die spreekwoord sê, u kan 1000 skulde met net een woord betaal, kan 'n enkele groet iemand se siel red. Om dit te doen, moet u uself verlaag en nederig word. As julle die nederigheid het om te erken dat die ander persoon bo julle is, sal groete van self kom en julle sal buig.
Kom ons leef ons geloofslewe deur onsself te verootmoedig en ander te verhef volgens die woord van God. Om die waarheid te verkondig is liefde. Maar die fondament moet liefde wees wat ander se harte selfs fisies warm maak. Selfs al dra iemand vrugte sonder liefde, sal dit uiteindelik wegval. Daarom het Vader gesê, leef in harmonie en eenheid. As kinders wat deur Vader aansang geleer word, groet asseblief ander beleefd en praat sag en hartlik. Eerder as om woorde te gebruik wat ander seer maak. Laat ons troos en bemoedig en vriendelike en deegsame woorde spreek om mense se harte te inspireer en aan te raak. Dan sal julle baie vrugte dra. Net soos alle bome blom en vrugte dra wanneer hulle goed bevrug word, sal broers en susters krag kry en vrugte dra wanneer hulle pragtige en voedsame woorde hoor. Gehoorsaam asseblief Vader se woord en dra die evangelie uit wat hom behaag. Die hemel is so mooi en oorloop van vreugde dat dit nie in woorde beskryf kan word nie. Ek hoop julle sal kinders van liefde word wat oorvloedige vrug van liefde sal dra en vir ewig in die koninkryk van die hemel sal woon.